Goeiedag liefdes, ons is so in die laaste vers van Kolossense, die 3de hoofstuk, maar 'n ongelooflike ingrypende vers. Nou laat my toe om net weer vir u te lees daarvan af die 18de vers, dan kry ons die verband waaroor die hele paragraaf gegaan het. Vroue, wees aan julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitterd word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders sterg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees. Nie met oë dien soos mense behaag nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergeldings ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. Daar is geen aanneming van die persoon by God nie, of daar is geen aanneming van die persoon nie. Goed, dit ons in hierdie vers kry ons so as dit ware die klimaks, nadat die apostel Paulus nou gepraat het met manne en vroue, met kinders, met diensknegte, kom hy en gebruik hy die woordjie maar. En wanneer hy hierdie woordjie maar gebruik, is daar 'n ander ou woordjie in die Bybel wat van kardinale belang is. En dit is dieselfde ou woordjie wat ons as maar kan gebruik, en hierdie woordjie is as. As jy doen wat die Here sê, en as jy nie doen wat die Here sê. Daardie ou klein woordjie as maak 'n radikale verskil of ek die seën van die Here sal ken en of ek die straf van die Here sal ken. Daarom wanneer die apostel Paulus die woord maar gebruik, dan wil hy vir ons sê dat daar is 'n voorwaarde wat God stel, daar's 'n eis wat die Here sê in die opdragte wat hy ons gegee het. As jy onreg doen, meester teenoor jou slaaf, man teenoor jou vrou, ouers teenoor hulle kinders, as jy onreg doen, as jy verkeerd teenoor hulle optree en nie getrou is nie, sal jy die toorn van God of die kastyding van die Here in jou lewe ervaar. En wanneer hy sê dat dit sal gebeur, hierdie woorde, wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. Dan stel dit vir ons as 'n baie besliste, baie definitiewe wat God daar stel. Die onreg wat jy gedoen het, sal terugkeer na jou toe en jy sal dit terug ontvang. Ag, ons ken mos maar die spreekwoord wat sê, wat jy saai, sal jy maai. Die apostel Paulus het daar in Galasiërs die 6de hoofstuk, en daar by die 7de vers en die 8ste vers iets geweldigs gesê. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Dit is presies wat ons in hierdie konteks lees. As jy onreg teenoor iemand doen, sal jy die onreg terug ontvang. God sal daardie onreg jou toereken. Ek dink aan 'n ander gedeelte daar in Psalm 50, wat hierdie woorde sê. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vlieg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer en die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen, en sou ek swyg? Jy dink ek is soos jy. Ek gaan jou straf en dit jou ordelik vooroorstel. Verstaan tog, o God vergeters, dat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Weereens kry ons hierdie gedagte, die wyse wat jy teenoor jou naaste optree, is wat God jou sal behandel. Jy sal terug ontvang. Jy sal eie munt ontvang wat jy 'n ander persoon gegee het. As jy 'n ander persoon reg en geregtigheid betoon het,
dan sal God dit aan jou betoon. Maar as jy onreg teenoor iemand gedoen het, sal die onreg wat jy gedoen het weer na jou terugkeer en God sal onreg in jou lewe vir jou veroorsaak. Jy sien, geliefde, wanneer ons praat oor onreg, ons praat oor enigeen van hierdie verhoudinge, dan gaan dit daaroor die groot gebod. Met ander woorde, as ek in alles wat ek doen, net die liefdesgebod gehandhaaf het. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele verstand, jou kragte, en jou naaste soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en al die profete. Met ander woorde, as ek liefdeloos teenoor iemand opgetree het, dan is ek skuldig teenoor die gebod van God. Ag, ons sê dit mos vir mekaar ook. Die wiel draai stadig, maar hy draai seker. Niks gaan by God verby nie. God neem kennis van alles wat ek doen. En hy is 'n God van geregtigheid en hy's 'n God van reg. God kan geen ongeregtigheid verdra nie. Daarom kan ek ook vir u sê, elke onbeleide sonde teenoor God of teenoor jou medemens plaas jou skuldig voor die Allerhoogste God. Kan ek dit weer sê? Enige sonde teenoor God of teenoor jou medemens plaas jou in 'n skuldige verhouding voor God. Daar word net een vraag gevra. Is dit wat jy gedoen het liefde? Is dit die vervulling van die gebod van God? Daarom het die apostel Paulus in Handelinge 24 vers 16 so 'n geweldige woord. Ek lê my altyd daarop toe. Of ek inwoon of uitwoon, ek lê my altyd daarop toe om voor God en mens 'n rein gewete te hê. Geweldige woord. Om voor God en mens 'n rein gewete te hê. Die apostel Paulus in Romeine 9 vers 1 sê ook, my gewete getuig saam met my. En hier is 'n geweldige woord, geliefde. 1 Johannes 3 vers 21 sê, as my hart my nie veroordeel nie, het ek vrede by God. Daarom kan ek en jy op hierdie stadium, hierdie oomblik net stil word en sê, Here, wat sê my hart vir my? Wat sê my gewete vir my? My gewete beskuldig my teenoor God en my medemens, of my gewete verontskuldig my. As ek vrede van God in my hart het, as my hart my nie veroordeel nie, het ek vrede by God. En die Heilige Gees praat met jou en my. Die Heilige Gees wys vir ons dinge uit. Die Here Jesus het gesê, hy sal jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Daarom die Heilige Gees praat met jou oor ons lewens. En as daar 'n stilte in my hart is, dan het ek vrede met God. Here, my hart veroordeel my nie, dat ek God of my naaste in enige opsigte nagekom het. U sien die geliefde, die Bybel sê, in hierdie gedeelte vir ons, daar is geen aanneming van die persoon nie. God het nie witbroodjies nie. Daarby bedoel ek, reg is by God reg. En onreg voor God bly onreg. God sien nie sonde deur die vingers nie. God laat nie sonde ongestraf verbygaan nie. Selfs daardie man wat genoem word, die man na die hart van God, Dawid, sy sonde het voor God gestaan en hy's gestraf daaroor. Ag, as ek dink aan die bloedskande of die oorspel wat hy gepleeg het in Batseba. Al hierdie dinge het in sy familie teruggekom. Daar is met sy vroue georeer. Daar's bloedskuld in sy familie gewees. Die een sê dat die ander seun vermoor. Dit wat jy in Uria gedoen het, gaan aan jou gedoen word. Daar gaan moord in jou familie kom. Daar gaan hoerery in jou familie wees. Ek gaan die sonde wat jy gedoen het, Dawid, gaan ek aan jou teruggee. Dit gaan nie by God ongesien verby nie. God straf sonde en ek moet nooit verwag dat God sonde sal laat verbygaan en God dit maar sommer net agterweer sal laat. God is 'n God van geregtigheid en heiligheid. Kan ek weer vir Habakuk 1 vers 13 quoteer? God is lig en God is so rein van oë dat hy geen ongeregtigheid self kan aanskou nie. Kom ek vat weer vir na 1 Johannes toe.
God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ek dan sê dat ek met God gemeenskap het, maar ek doen duistere dade, ek wandel in die duisternis, dan lieg ek as ek sê dat ek met God gemeenskap het. Maar as ek in die lig kom wandel, soos hy in die lig is, as ek sy verordeninge gehoorsaam, as ek die liefdesgebod en die eise wat God stel in my lewe implementeer, dan het ek en God gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus en sy seun reinig ons van alle sonde. As ek dink aan man en vrou verhouding, dan dink ek maar net aan een ou teksie daar in Petrus wat sê, manne, as julle met julle vroue, as die swakkere geslag nie reg lewe nie, sal julle gebede voor God nie beantwoord word nie. Ouers, pas op hoe julle met julle kinders werk. Hulle is nie minderwaardig nie. Hulle is skepsels van God. God het jou aangestel as rentmeester. God het jou aangestel as die een wat vir hulle leiding moet gee en hulle moet begelei. Pas op dat jy nie terg en hulle moedeloos maak nie. Nog meer. Pas op dat jy nooit misbruik. Met daardie woord, kinders het eintlik nie reg nie. Dis God se skepsels. Daarom vaders, moenie julle kinders sterf nie. Moet hulle nie moedeloos maak nie. Bou julle kinders op. Lei hulle na hoër hoogtes toe. Daar is die slaaf en die meester. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees dien, in alles gehoorsaam wees. Omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En doen dit ook omdat jy 'n beloning, 'n erfenis van God ontvang, en dan gaan ons almal voor die regterstoel van Christus verskyn, en ons gaan elkeen rekenskap gee van wat ons die liggaam op aarde gedoen het, of dit goed is of kwaad. Daardie manier wat jy met jou vrou omgegaan het, met jou familie omgegaan het, met jou werkers omgegaan het, met jou meester omgegaan het, sal alles voor die Here geld. Het jy reg opgetree? Het jy geregtigheid gedoen? Doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê. Hier is 'n baie belangrike woord. Dink 'n oomblik voor jy optree in enige verhouding en sê, sal ek wil hê dat iemand met my so praat? Sal ek wil hê dat iemand my so moet behandel? En so min as wat jy sal wil hê dat dit aan jou gedoen mag word. Net so min mag jy dit aan jou naaste doen, dan pleeg jy onreg. Geliefde, moet nooit van jouself meer dink as wat 'n mens behoort te dink nie, sê Paulus. Maar dink daaraan om besadig te wees na die maat van die genade wat God aan jou gegee het. Is jy 'n man in die huis? Neem leiding. Beskerm jou familie. Beskerm jou kinders. Is jy meester? Sorg vir jou diensknegte. Sorg dat dit met hulle goed gaan. Kyk na hulle om. Kyk om na hulle welstand. Is jy 'n diensknegt? Doen jou beste vir jou meester. Moenie as ek die Engelse woord kan gebruik, moenie retaliate nie. Moenie vergelde nie. Al behandel hy jou ook dan nie soos jy sou wou hê nie. Dan gee jy nog steeds jou beste asof vir die Here. Jou oë is daarop gerig om te sê, Here, ek verwag nie om goed behandel te word nie. Ek het net een opdrag en dit is dat ek ander mense goed moet behandel. En God het vir hulle opdrag gegee om my goed te behandel. Maar as ek nie reg behandel word volgens my insig nie, dan los ek dit in die hand van die Here. En ek gee my beste ten alle tye. Kom ons leef in ons verhoudinge. Man en vrou, eerlik volgens God se woord. Kinders, wees julle ouers gehoorsaam, dit is God welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders sterf nie. Moet hulle nooit moedeloos maak nie. Diensknegte, dien julle Here na die vlees in alles. Wees in alles gehoorsaam, omdat julle God vrees. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, asof vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle 'n erfenis as erfdeel van die Vader ontvang. En dan hierdie woord, wat ek vir u gelees het. Want as jy onreg doen, sal die onreg wat jy gedoen het weer na jou toe
terugkom. Daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Hy het nie witbroodjies nie. God behandel alle mense volgens wat reg is. En hy straf mense volgens wat onreg is. Kom ons gaan werk in ons verhoudinge. Kom ons bely maar ons sonde teenoor mekaar. Kom ons bely oor ons oortredinge teenoor mekaar. En kom ons lewe in harmonie en vreugde met mekaar, omdat ons kinders van God is en die Here dien. Mag die Here vir u en u verhoudinge, wat dit ook al is, mag die Here vir u ryklik seën en mag u regtig die genadehand van God groot en oop in jou lewe kry, omdat jy met jou naaste reg lewe. Met mense om jou volgens reg optree, sodat jy ook van die Here reg kan ontvang. Want die onreg sal nie by God verbygaan nie. Kom ons let daarop, kom ons leef eerlik en opreg met mekaar, en mag die Here vir u ryklik seën. Ons gaan volgende keer begin met die 4de hoofstuk. Ons is nou klaar met verhoudinge, dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die leringe van die apostel Paulus, verder in die 4de hoofstuk. Die Here seën vir u so ryklik, en die genadehand van die Here mag dit vir u groot oop wees. Goeiedag vir u, en die Here seën vir u.